Ek is so bly jy is hier, ons is besig om op te bou na Kersfees toe donderdag en ek wil jou regtig nooi om jou familie saam te bring. Dit is 'n hoogtepunt vir ons as gelowiges. Dis die koms van Jesus Christus. En dit is altyd snaaks in hierdie tyd, het jy altyd in die kerk is altyd van daai mense, maar hulle gaan nie in Kerstyd kerk toe nie, want om Kersfees te vier is eintlik verkeerd. Mense kan nie Kersfees vier nie, dis eintlik verkeerd. So die van julle wat die Here dien deur jou kop. Okay, nie die hart, nie die kop. Ek gaan gou vinnig vir jou verduidelik en jy sal dit waardeer en ek wil jou nooi. Ek gaan nie donderdag daar praat nie, so kom ek dit nou vinnig gaan doen. So dis nie my preek nie, dis dit gou vinnig. Waar kom Kersfees vandaan en hoekom vier ons op hierdie datum? Okay, jy geweet paar 100 jaar terug was daar mense wat ook nogal slim was. Kyk, vandag het ons slim mense, daar het ons ook slim mense. So as jy bietjie wil gaan oplees oor twee mense, jy gaan hulle name maklik kan onthou. Afrikanus. Okay, die mense wat in Afrika bly, een teoloog se naam is Afrikanus en die ander se naam is Hippolatus. Soos die hippopotamus, Hippolatus. Okay, so hulle het so net so paar 100 jaar na Christus geleef. Nou hierdie twee mense was baie slim teoloog. So omdat hulle geweet het waar Johannes die Doper was, Sagaria en Elisabeth, toe daai profesie gekom het, waar hy was in die tempel tydens die tyd van Herodes, en ek gaan deel van my preek nou gaan ek dit lees. En dat Johannes die Doper 6 maande voor Jesus gebore is, kon hulle, of voor die koms van Jesus Christus, hy was 6 maande ouer, sy neefie, kon hulle presies vir ons die tyd gee, wanneer Jesus se koms sou wees, in Desember. Omdat hulle daai tydlyn het. En dan kry ons dat in die heidense gebruik is Sol Invictus. Ja, dis 'n heidense gebruik van Kersfees wat hulle daar vier. Die fees van lig, of die liggies. Dis nou maar al die liggies opsit en jy sien die huise is op oortrek met liggies en ons dit tegnies daarmee fout nie. Maar Sol Invictus het 75 jaar na daai bepaling van daai datum eers gekom. So heidene het die geboorte van Jesus Christus eintlik by ons kom steel. Die koms van Jesus Christus. So die van julle wat nou, dit is net so 'n bietjie inligting. As jy bietjie wil gaan oplees, Hippolatus, Hippopotamus, Hippolatus en Afrikanus, daai twee teoloë, kom bietjie hulle stories gaan lees oor hoe hulle uitgekom het by Kersfees op 25 Desember, teologies. Want hulle het geweet waar Sagaria was, hy 6 maande ouer, sy neefie Johannes die Doper. Sagaria was Johannes die Doper se pa en wanneer Jesus se koms aangekondig was in Desember. So, baie maklik, dis net vir julle wat 'n bietjie oefening wil doen voordat jy donderdag se diens wou geskiep het. Nou mag jy hier inneem. Jy kan kom, is alles alright. Kom dien julle saam met ons die aankondiging en die geboorte en die koms van Jesus Christus op. Ons sien uit na donderdag. Amen. Ag, ja. Nou vandag, ons is nog besig in Jesaja, die groot profesie wat Jesaja gebring het oor die koms van Jesus Christus. En die werk wat Jesus Christus gaan doen. En laasweek het Dirk met ons gepraat oor sterke God. Ek het oor week 1 gepraat oor wonderbaar. En dat Jesus is nie net wonderlik nie, hy is wonderbaar. Hy is nie net wat hy doen nie, dis wie hy is. En 'n week 1 het ek met ons gepraat dat Jesus opdaag, vir die van julle wat nog gewerk het in Gauteng, wat het nou gemis, die gee op die opsomming, dat as Jesus opdaag in jou lewe, dan verander alles. En dit is waar vir elkeen van ons, dat wat jou bekeringsmoment was, en wat jy beleef het in die werk van Jesus Christus, of jy nou jong was of oud was, toe jy die aanvaarding van Jesus se werk aan die kruis gekry het, alles verander in jou lewe, en jou lewe is nooit weer dieselfde. Ek weet, dit klink soos 'n cliché, en dit is goed wat vir jare in Pinksterkerk al gesê word, maar wanneer Jesus in jou lewe instap, verander jou lewe onherroepelik. En dit is letterlik, die een wat wonderbaar is nou by jou. Week 2 Dirk het ons gepraat oor sterke God, en dan hy een lyn, ek sê vanoggend, was my so mooi, in sy preek wat hy gesê, dat Jesus Christus self kom beklei vir ons. Want wanneer ek voel ek is in 'n stryd en die wêreld is teen my, dan is Jesus Christus die een, as sterke God, wat vir my beklei. Nie teen my nie, maar vir my. Wat 'n wonderlike realiteit is dit nie vir ons as gelowiges. Maar vandag wil ek praat oor die laaste gedeelte van daai profesie, wat sê, die Here sal dit doen. Hy lys hierdie ding van profesie, en dan maak hy klaar met hierdie woorde, die Here sal dit doen, of 'n weergawe van hierdie woorde. Nou hierdie woorde, wanneer daar geprofeteer word, hierdie is die enigste plek in die Bybel, waar jy hierdie stuk kry, of hierdie woorde in hierdie frekwensie, van die Here sal dit doen. Daar's baie plekke in die Bybel waar 'n profeet iets kom sê, en dan maak hy klaar, en dan sal hy sê, hy wat oor dit laat hom hoor, die Here sal dit doen. Op die regte tyd sal dit gebeur, in die regte seisoen. So hulle maak vas en sê, ek wil jy nou mooi luister na hierdie profetiese woord, want die Here sal dit doen. En vir ons as gelowiges het ons 'n ewige sekering, want dis die realiteit van waar ons lewe gebou is. Die Bybel begin dan, dat dit wat God sê, is. Dit wat God sê, gebeur.
En ek het, en vir die van julle wat nou gaste hier, so 'n paar maande terug het ek daarna verwys, en ek gaan dit weer vandag doen. Lig het nie geonderhandel, toe God gesê het, laat daar lig wees. Toe God sê, laat daar lig wees, wat sê die volgende woorde? En, daar was lig. Lig het nie gesê, ek is te moeg nie. Lig het nie gesê, nie vanaand nie. Lig het nie gesê, die tyd is nie reg. Dis nie wat lig gesê het nie. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. So wanneer 'n ware profeet geprofeteer het in die Bybel, want daar was vals profete ook, het gesê, maar die Here sal dit doen. Hierdie wat nou geprofeteer is, sal gebeur. Nou wil ek gou vinnig 'n vraag vra. Wie van julle hier het al die, en dit is 'n voorreg, mens voel so spesiaal, as dit met jou gebeur, wie van julle het al ergens in jou lewe gehad, dat iemand oor jou geprofeteer het? Dis al van julle wat dit kan sê, ek kan my hand opsteek, dat iemand oor jou geprofeteer het. Alraai, nie so 30, 40, 50 van julle. Alraai, dis 'n mooi ding wat net gebeur, want jy voel iets van die Here self kom praat met my. Maar wie van julle het al gehad, dat jy 'n profesie ontvang, of iemand profeteer iets oor jou, en dan gebeur dit nie dadelik. Of jy ontvang 'n profesie, maar nou die profesie gekom, maar ek is so half, maar wanneer gaan dit nou, hoekom, wat, dit gebeur nie. Nou dit is nie net waar met jou, dit het met baie mense gebeur, in die Bybel ook gebeur. Kom ek skop jou gou. Hierdie profesie, wat hier gegee word deur Jesaja, dit nou mooi hoe dit nou hier gebeur het. Hy kom sê vir hierdie volk, hy kom gee vir hulle profesie, op 'n plek wat hulle in pyn is, in verwoesting, in seer, kom gee Jesaja vir hulle profesie, van die herstel van die Here, en die kom van die seun van die mens, en hierdie sterke God, hierdie ewige Vader, en hierdie ewige koninkryk wat gaan kom. Hy gee dit vir hulle 700 jaar voor dit gebeur. Dit is nogals lank. Ek was al 'n paar keer by binnelandse sake in die ry, as ek julle huwelike moet gaan registreer. Dit voel so 700 jaar. Dit is nie. So nou moet jy verstaan, hy bring hierdie profesie en hy sê, die Here sal dit doen. Die Here sal dit doen. Maar hy gee hierdie profesie 700 jaar voor dit gebeur. Nou moet jy dink, in die menslike kondisie is, daai mense het 'n verwagting. Jy sal in die eerste generasie leef met verwagting, die tweede generasie, die kinders leef met verwagting, die kleinkinders, maar ergens begin hulle maar hoorie, hierdie profesie het Jesaja vir ons gejok. Dis eintlik 'n vals profeet. Hy het iets gesê, maar dit gebeur nie. En dit gebeur met ons ook, né? Want jy voel of jy lees in die skrif, en dit gebeur ook, dis baie keer 'n persoonlike profesie. Jy lees iets in die skrif, en jy voel, maar die Here vra vir jou iets, of die Here sê vir jou iets. Maar nou dink jy, dit gaan volgende week gebeur. Gaan môre gebeur. Interessant, toe Jesus opgevaar het na die hemel, toe staan almal en kyk van die wolke, want hulle het 'n woord gehad, wat sê, soos wat Jesus gaan, kom hy weer terug. Hulle het gedink, dit gaan onmiddellik wees. Nou moet jy dink, hier staan almal soos dit. Totdat hulle gesê word, nee, gaan jy nie sê dit nou gaan wag. Die engel moet met hulle kom praat. Sê nee, gaan wag nou eers. Julle gaan aangedoen word met krag. Nadat Jesus ook dit vir hulle gesê het. Nee, hy gaan weer terugkom, maar moenie nou so die wolk kyk. Ons doen dit nie. Maar ek wil begin, voordat ons na die stuk gaan kyk, wil ek begin juist met hierdie aankoms, die aankondiging. Eerste van Johannes die Doper, want as iets wat ek uit wil uitlig. Nou ek begin met die einde, begin ek aan die begin. So jy moet er mooi oplet, nee. Lukas 1, vanaf vers 5. Sê die volgende, daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria, uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron, en haar naam Elisabeth. So ons stel die storie op, ons kry twee karakters, ons skryf vir Sagaria, en ons skryf vir sy vrou Elisabeth. Maar hoor wat sê die Bybel oor hulle. En hulle was albei regverdig voor God. Nou as jy verstaan, regverdig voor God beteken, ek kan regop loop voor God sonder skaamte. Dis wat dit beteken om regverdig te wees. Dis die Engelse woord righteousness. Ek kan regop voor God loop, voor skaamte, want my skaamte is weggevat, bedek, is nie meer my deel nie, so ek hoef nie my kop te sak of weg te kruip vir die Here nie. So die Bybel sê, hierdie man en sy vrou was regverdig voor God. Hulle het regop geloop voor die Here, en wat hulle gedink het, gedoen het en gesê het. Nou is belangrik dat jy dit onthou van hulle twee.
So dis regverdig voor God. En, so dis een gedeelte, en het al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. Hulle het in al die gebooie en die regte van die Here onberispelik gewandel. So hierdie is nie net op die oog af goeie mense nie, hierdie is goddelike mense. Hier is 'n man en vrou wat elke dag in dag uit die pad stap. Dis eintlik wat die Bybel vir ons sê in moderne taal. Hierdie was 'n man en vrou wat saam die Here gedien het elke dag deur elke seisoen en hulle het 'n moeilike tyd in hulle lewe gehad. Want wat was hulle realiteit? So hulle is regverdig voor die Here, hulle loop reg voor die Here, hulle volg sy gebooie, hulle wandel daarin in al die regte van die Here, onberispelik. Hulle dien die Here met alles. Maar hulle lewe dra pyn. Hulle het geen kind gehad nie. Omdat Elisabeth onvrugbaar was, so dis die een gedeelte, en albei was al in 'n gevorderde leeftijd. So in moderne taal, hulle was oud. Hulle was al nog stout, maar hulle was te oud. Die van julle wat nie weet wat dit beteken nie, jou man sal vir jou doen. Ons kry hierdie man en vrou, hulle dien die Here, hulle stap die pad. Maar dit is swaar in hulle lewe, want onthou in die Bybelse tyd, was een van die tekens van God se seën, was kinders. Hulle het nie kinders nie. So nou sal die mense agter hulle rig, chi, hulle het nie kinders nie. Hulle is eintlik nie geseën. Maar ten spyte van die moeilik wat die lewe bring, sien jy 'n man en vrou wat die Here dien. Ek wil dit is belangrik dat jy dit moet onthou. En Sagaria is ook 'n priester. Hy dien in die tempel. Hy's besig om te werk. En 'n engel aan hom verskyn hom Gabriël, 'n senior engel, verskyn hom. En sê vir hom dat Elisabeth gaan swanger word en jou seun gaan Johannes genoem word. En dan kry ongelooflike profesie van Johannes die Doper wat sê hy gaan van voor sy geboorte af vervul wees by die Heilige Gees. Wat 'n incredible belofte is dit. Nou is hulle so nee man. Maar so 'n bietjie oud, hoe gaan dit gebeur? En as gevolg sy ongeloof sê engel vir hom, jy gaan nie kan praat totdat jou kind gebore is. Jy gaan nie kan praat. So hy moes die vingertaal baie vinnig gaan lees. Ek weet nie of vingertaal werk nie, maar hy moes dit aan. Maar ek wil met hierdie storie vat en dit gaan in jou hart werk. Ons gaan terugsirkel na dit toe. Oor hierdie tema dat die Here sal dit doen. Maar 700 jaar voor Christus wil ek hierdie gedeelte vir ons leef. Ons tema vir Kersfees. Want 'n kind is vir ons gebore. Jesaja kom profeteer hierdie as afgaan. As afgaan. In Jesaja 53 kry ons 'n nog mooier gedeelte wat praat oor die persoon van Jesus Christus. Een van die goedes wat daar sê deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy het al gehoor? Hy praat van hierdie man van smarte, hierdie proses. Hy gaan nie aansien en hy gaan soos 'n lam wees en hy gaan hierdie wêreld op sy skouers dra. En die profesie van maar Jesaja kom profeteer dit as afgehandel en iets wat reeds gebeur het. Nou kom ek agter en ek weet nie van jou nie, sê deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Was die van julle wat al siek was? Ek het nou net saam met ou gebid hierso, 'n vriend. Sê hoorie so ek is siek, bid saam met ons. Ons het nie meer gestaan met ek is siek. Maar nou kom hy en Jesaja kom profeteer sy profesie asof dit al reeds afgehandel is. Dis klaar, dit gebeur, dit is so. 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee. Klaar afgehandel. Jesaja sien die prentjie. Hy sien die prentjie. En die heerskappy is op sy skouer. Praat hy in huidige tyd of in die verlede of in die toekoms? Huidige tyd. Teenswoordige tyd. Die heerskappy is op sy skouer, maar is 700 jaar voor dit gebeur. En hy word genoem wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Jou spanning beleef in jou lewe? Jesaja profeteer, hy sê, hier gaan vrede wees sonder einde. Dis reeds so. Op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Kan jy dit lees? Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Jesaja kom gee
gee profesie, iets as reeds afgehandel, iets wat reeds besig om te gebeur, hy sien dit in sy gees, hy sien dit as reeds as realiteit. Hy weet nie net in sy gemoed, dit gaan 700 jaar vat vir dit om te gebeur, maar hy profeteer dit nog steeds. In Jesaja 53, waar hy die profesie gee van Jesus Christus, die persoon Jesus Christus. Een van die mooi gedeeltes daarvan is hierdie wonde wat genees word. Kom ons agter, maar Here, ons is nog siek. Hoekom ek as pastor gou dit vir jou verduidelik? Die gelowige, as jy 'n gelowige is, 'n kind van Jesus Christus, maak nie saak wat in jou liggaam gebeur nie, jy sal genees word. Amen. Ek weet nie, dis nou, jy sê nou 'n ding hier, van die kansel af. Dit is 'n groot ding om te sê. Die ouens wat sit slamolie verkoop, hulle maak sulke sterks. Maar dan kom ek agter, ek het al vir baie mense gebid, wat nie gesond word. Ek het hier al geroep in hospitaal, en die volgende dag op by die hospitaal, en sê hulle is dood. Dan dink ek myself, dalk moes ek nie gegaan het nie. Dalk moes ek het eerder weggebly het. Maar vir die gelowige, ek wil hê jy moet hierdie verstaan, van ons ewige hoop, maak nie saak wat in jou liggaam gebeur, jy sal gesond word. Op jou van 3 maniere. Nommer 1, die Here kan hom deur 'n wonderwerkende oomblik, kan hy jou nou gesond word. Hy kan. Hy is by magte om dit te doen. Nommer 2, hy kan dokters en moderne medisyne gebruik om jou gesond te maak. Daar was dokters in die Bybel, goddelike mense. Daar's goddelike dokters vandag ook, van hulle sit in ons kerk. Hy kan dokters en medisyne gebruik om jou gesond te maak. En selfs al werk dit nie vir die gelowige, as ek sterf, my liggaam, is dit nie my einde nie. Want wanneer ek by God is, gaan ek perfek genees word. En die einde van Openbaring vertel ons daai hele storie. Geen siekte, pyn, smart, trane, niks nie. Ek gaan totaal al heel en gesond wees. So wat ook al my realiteit is, ek gaan gesond wees. Ek leef in daai hoop. Dit gaan net uitwerk. Here, wat is U wil? Wanneer en hoe gaan dit vir my gebeur? Daarby berus ek myself. Here, as dit nie nou is, ek gebruik 'n dokter. Here, as dit nie 'n dokter is, dan eendag by U. Maar ek is okay, hoe? Ek gaan gesond word. Ek gaan gesond wees. En in hierdie realiteit kom Jesaja en hy gee profesie as reeds afgehandel. Hierdie God self, hy sal dit kom doen. Hy gaan sy koninkryk kom vestig hier op aarde. En ek het al 'n paar interessante teologiese gesprekke gehad. En ek wil net een van hulle gou vinnig hier ingooi. Is 1 Petrus 3 vers 18. Nou jy gaan nou so opdink, hierdie ding voel heeltemal uit plek uit hierso. Maar ons het hier hoekom ek dit sê. As God almagtig is, glo dit, né? As God almagtig is en sonde die skeidsmuur gebring het tussen ons en God, hoekom het God nie net in die hemel gesê, die mense om is vergewe, hulle kan terugkeer aan my toe? Hy kan dit mos doen. Hoekom moes Jesus aarde toe gekom het? Die eenvoudige antwoord wat ons altyd gee is, Jesus moes aarde toe kom sodat hy kon sterf aan die kruis. Jy is heeltemal reg. My vraag is, as iemand op 'n tydjie 'n bietjie 'n overthinker is, sal van julle wat dit is, wees al vrouens, ek is jammer, vat nou een van julle goed wat julle vir julle self toegeëien het. Ek is op 'n tydjie 'n overthinker. En die antwoord is altyd, maar Jesus moes kom sterf aan die kruis om ons te vergewe van ons sonde. Jy is heeltemal reg. My vraag is, hoekom? Ek verstaan wat hy kom doen het. My vraag is, hoekom? Hoekom het hy gekom? En 1 Petrus 3 vers 18 gee vir ons die antwoord. En ek wil dit vir ons lees. Sê die volgende. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy, die regverdige, vir die onregverdiges. En hier is die antwoord. Om ons tot God te bring. Daar is die antwoord. Hierdie profesie van Jesaja, hierdie vredevors, hierdie ewige Vader, hierdie sterke God, hierdie wonderbaar, hierdie wat sy koninkryk gaan vestig, wat dit gaan versterk, vermeerder, God gaan dit doen. Hoekom het hy die koninkryk gebring? Die antwoord is om ons na God toe te bring. Wat hy gebruik het was die kruis en die openbaring van sy hart en sy liefde deur ons sonde te vergewe. Maar die hart van God was altyd om die verhouding te herstel wat gebroken was in die tyd. Om my en jou terug te bring na die Vader toe, om die pad oop te maak na die Vader. Die kruis was die manier, ja, maar hoekom het hy dit gedoen? En dit is vir my die toppunt van die goeie nuus, is om ons na die Vader toe te bring. Dat ons nie aanhou hoef met die donker rond te val en verlore te wees, en dat ons werklik die volheid van die redding in die koninkryk kan kom beleef. Kom ons na die Vader toe te bring. Maar hierdie realiteit van hierdie profesie,
In Jesaja 60 kom Jesaja en hy begin so aan die einde van hierdie boek. Nou is 700 jaar voor Christus en hy maak 'n profesie ook oor Jerusalem. En ek wil gou hierdie profesie vir jou lees. Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie. En as glans sal die maan jou geen skynsel gee nie. Maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig en jou God sal jou sieraad wees. Hy bring 'n profesie oor Jerusalem. Het dit al gebeur met Jerusalem? Nee. Nog het Jerusalem gebeur nie. Jou son sal nie meer ondergaan en jou maan nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou 'n ewige lig en die dae van jou treurigheid is verby. En jou volk sal almal regverdiges wees. Het dit al gebeur met hulle? Nee. Die Jode se oë moet nog opgaan dat hulle die Messias kan sien. En jou volk sal almal regverdiges wees. Vir ewig sal hulle die land besit. As lote deur my geplant, 'n werk van my hande tot my verheerliking. Die kleinste sal 'n geslag word en die geringste 'n magtige nasie. Ek die Here sal dit op die regte tyd gou laat kom. Al maak jy weet, sê jy, ek sal dit laat gebeur. Nou Jerusalem, hulle wag nog, dit het nog nie gebeur. Want God oor hulle skyn nie, hulle dag erna, God self is hulle lig. Hierdie profesie 700 jaar voor Christus. Nou wil ek terug gaan na die begin. Hierdie is 'n baie belangrike ding. Ons kry in Lukas 1, kry ons 'n priester en sy vrou, Sagaria en Elisabeth. Regverdige mense. Hulle dien die Here onverskrokke. In hulle pyn en hulle teleurstelling, hulle kan nooit kinders gehad, maar hulle dien die Here. Hulle is getrou in hulle wandel saam met die Here. Dit is die sleutel. Hulle is getrou in hulle wandel saam met die Here. Hulle dien die Here. Hulle volg sy woord, hulle hou sy gebooie. Nou hulle is Jode, hulle hou sy gebooie. Hulle doen wat Moses vir hulle gesê het. Hulle is getrou daaraan. Hulle doen dit. Selfs in hulle pyn en teleurstelling. Nou ek wonder hoeveel keer het hulle saam gekniel langs hulle bed en gesê, Here, gee asseblief vir ons 'n kind. Here, gee asseblief vir ons 'n kind. Ons wil so graag 'n kind hê, maar hulle kry nie kinders nie. Hulle is al ou mense, bejaardes. Hulle is al in Joy hier agter. Die van julle Amerikaans is Joy is how just older youth. Dis wat boos 60's. Hulle is oud, hulle is getroud, hulle is lief vir mekaar. Maar ten spyte van, nie as gevolg van nie, ten spyte van hulle eie pyn en teleurstelling in die lewe, dien hulle die Here met ywer. Hulle volg die Here, hulle dien die Here. Nie is die punt wat ek vandag probeer wil maak. Jesaja se profesie, hierdie groot profesie, Jesaja 9, sy groot profesie oor Jesus Christus, in Jesaja 53, sy profesie oor Jerusalem in Jesaja 60, profeteer hy 700 jaar voor dit gebeur. En as ons as gelowiges vir onsself sê, en ons glo dit as die Here iets sê, hy dit sal doen, wat doen ons as gelowiges as hy dit nie nou doen? Wat doen ons as gelowiges as hy dit nie nou doen? Want jy sien, as ons kyk na die woord van die Here en selfs profesie wat jy dalk in jou eie hart dra, is jy baie keer maar, Here, wanneer? Wanneer gaan dit gebeur? Hier's baie van julle wat profetiese woorde onthou. Here, wanneer? Wanneer gaan dit waar word? Wanneer gaan hierdie profesie gebeur? Wanneer? Wat doen jy as God iets gesê het en jy is oortuig dat God dit gesê het, maar dit gebeur nie die tydlyn wat jy gedink het dit gaan gebeur nie? Jy loop soos daai mense rond na huis opgevaar het, so. Heb jy horlosie? Wat gaan jy dan doen? Wat gaan jou realiteit dan wees? Kom ek wil 'n tweede ding sê. Die laaste 2 boeke, nou een van hulle staan so 'n bietjie by 'n ander plek. Die laaste 2 boeke wat geskryf is in die Bybel is Ester en Maleagi. Nou Ester staan so 'n bietjie by 'n ander plek. Kronologies is dit die laaste boeke wat geskryf is in die Bybel. Maleagi sê 'n klomp incredible goed van wat gebeur. Hy sê ek gaan die gees, dit is die laaste profesie ook in die Ou Testament. Hy sê ek gaan die gees van Elia terugstuur aarde toe. En hy gaan die harte van die vaders terugdraai na die harte van die seuns toe en die harte van die seuns terug na die harte van die vaders toe. En as jy gaan kyk na die profetiese woord wat Gabriël vir Sagaria gee, sê hy presies om dit sê en die gees van Elia gaan op hom rus. Hy gaan hierdie werk kom doen en hy gaan die harte van die vaders terugdraai na die harte van die seuns toe.
hierdie profesie. Maar Maleagi maak klaar met hierdie profesie. Hierdie gees wat gaan kom in Johannes die Doper. Maar kom ek skok jou gou. Toe Maleagi sy hoofstuk afsluit, toe is daar 400 jaar profetiese en geestelike stilte in Israel. 400 jaar. Nou vir die van julle wat weer met jou kop teologies dit, dis 10 geslagte. Dis oupa grootjie se oupa grootjie se oupa. Dis hoe ver terug dit is. Die Afrikaner hier in Suid-Afrika is 370 jaar hier. Dis langer as dit. Dis hoe ver terug dit is. Nou moet jy verstaan, hierdie profesie is gegee 400 jaar. Doodse stil. Nou wat nou? Wat doen ons as die Here profetiese woord gee en daarna is hy stil? En hy sê nie meer iets nie. Wat dan? Dan is my antwoord aan jou, wees so Sagaria en Elisabeth. Wees so Sagaria en soos Elisabeth. In 'n tyd van geestelike en profetiese stilte, tel ons die storie op in Lukas 1, en daar was in die dae van Herodes 'n regverdige man en 'n regverdige vrou. Sy naam was Sagaria en haar naam was Elisabeth, en hulle het regop geloop voor die Here. Hulle het gedoen wat God van hulle gevra het en hulle het sy woord gehou. Wees soos hulle. Dit sien dit wat die profesie is, wat sê Jesus gaan dit doen. Ons kyk nou terug in retrospek. Jesus het gekom met sy koninkryk kom vestig, maar baie keer gebeur dit in die lewe van die individu, dat dit vir ons voel, God is nou stil. Ek het nou nog 'n lang gesprek gehad, hoekom beweeg God nie meer deur die kerk soos wat hy beweeg het in die 80's nie? Vir die van julle wat in die Pinkster groot geword het. 80 begin 90's, ons het aan die kandelare geswaai, ons het ons kerk gehou hoor. Jy het met 'n welkare kerk toe gegaan, jy het seer gekry, jy het al gevat, dit was wild. Ek het groot geword in die AG's en Pinkster, ek het onder die banke gekry, dit was my wêreld. Ek het weggekry. Gelees van ouens wat die Here sommer aan hulle baard gegryp het in die Bybel. Sê kom ek klik sommer rond in jou kuif. Sê nee wag, sny my haar kort, dis moet my haar kort gesny. Gebeur as jy gaan vir 'n haarsny by 'n Pakistani en sê hom just a little shorter en hy kyk net na jou vingers, nie na jou hoor. Just a little shorter. En dan sny dit alles af. Jy het gewys so. Maar die vraag is, as daar iets is wat ek weer begeer in my hart as pastor, is wanneer ons sê goeiemôre, dat dit die waarste woorde is wat enigiemand van hierdie kant sal af sê, dat die Heilige Gees soos 'n rukwind hier sal inwaai en almal sal omdop en uitskit. Amen. En dat die vuur van die Here weer sal wegbrand en wegbrand word. Ek begeer dit met alles in my. Maar wat gaan ons doen in die tye wat dit nie so is nie? Wees so Sagaria en soos Elisabeth. Ek gaan regop loop voor die Here. Ek gaan die Here dien. Al voel ek, beleef ek baie keer in my lewe, daar's profetiese of geestelike stiltes. Gaan nou met die Here dien. Jy kry gelowiges in Israel. Na 400 jaar se geestelike profetiese stilte sou jy gedink het, daai plek sou in totale verval gewees het. Vir 400 jaar sê God niks. Niks. Ons tel die storie op. Hier's 'n man wat getrou op sy dienstyd tempel toe gaan. Hy gaan dien. Hy en sy vrou loop regop voor die Here. Hulle het eie pyn, hulle het nie kinders, hulle het seer, hulle het baie geroep al na die Here 10 te 1, maar hulle realiteit is, ons dien die Here dag in en dag uit. Dis ons wêreld. Want jy sien hulle het vasgehou in die realiteit, wat diep in die hart van die gelowige geskryf is. Die Here sal dit doen. Ons weet nie waar nie, ons weet nie hoe nie, ons weet nie wanneer nie, maar as gelowige hou ek vas aan die ewige waarheid. As God het gesê het, gaan hy dit doen. Ek wil net hoor vandag. As God iets gesê het oor jou lewe, hy gaan dit doen. Jy voel dat oor dis nie die tyd wat ek gedink het dit gaan gebeur, of dit gaan op nie 'n manier gebeur hoe jy dink dit gaan gebeur. As hy gesê het, gaan hy dit doen. Hy gaan dit doen. En iemand soos Elisabeth en Sagaria het dit onwrikbaar op die tafels van hulle hart geskryf. Ons weet hy gaan dit doen.
Het het nie met my pa gebeur, nie met my oupa, nie met my oupa grootjie, nie met sy oupa grootjie, ook nie met sy oupa nie. Hy was in die dae van Jesaja. Ons hou vas. Ergens, omdat die Here het gesê, hy gaan dit doen. Hy gaan dit doen. En ek wil vandag vir jou dit wat persoonlik in jou hart leef. Jou verhouding met die Here, is al goed as wat jy dra in jou hart. Dat jy oortuig is die Here vir jou gesê, hou daaraan vas. Sê dan hier, nie hoor nie. Kobus, Cynthia, wat ek wil jou naams, die Here sal dit doen. Hy gaan dit doen. Hy gaan dit doen. Daar's 'n gebed wat ek konstant bid. Dis 'n psalm. Sê die volgende. Psalmskrywer sê die volgende, hy sê ek was jonk en nou is ek oud. Maar twee goed weet ek. Ek het nog nooit die regverdige verlate gesien en hulle nageslag sien bedel vir brood. Ja. Nou, dis 'n persoonlike profesie wat ek vir myself op die tafel op my hart geskryf. Sê Here, maak nie saak waartoe en hier gaan nie. Ek weet, u gaan my nooit verlaat. Ek weet dit, die Here sal dit doen. En my kinders gaan nie bedel vir brood. Want jy sien die realiteit waarin ons leef is, Here maar, u voel ver, u voel stil. En ons het sulke seisoene. Israel het vir 400 jaar beleef. Want toe die storie opgaan, ons stel die storie op, kry ons mense wat regop loop voor die Here en die Here doen. Mag die Here in Suid-Afrika en in Lissabon en in Australië, daar was nog iemand op ver, Nederland, daarachter, mag die Here manne en vroue vind, wat regop loop voor die Here. In die tye waar dit maklik is, en die tye waar dit moeilik is, in die tye waar dit lekker is om die Here te doen, in die tyd van vervolging, mag die Here ons harte gewillig kry om dit te doen. Want elke profesie sê die Bybel, in Korintiërs, kom Paulus en skryf, hy sê want elke profesie, elke woord, elke belofte is ja en amen. Dus is 'n bankwaarborg. Ek gaan sê, dit wat God gesê het, gaan gebeur. Nie wat ek so sê nie, want hy het so gesê. Wie is die van julle wat dink aan teologie en jou wandels en jou reis sal neer in jou kop? Wanneer jy jou sielkundig analiseer, om te kyk wat jy in jou toekoms gaan doen. Hoe gaan jy optree in die toekoms? Weet jy waarna kyk hulle? Hulle kyk na jou verlede. Jy het dit geweet? As sielkundige na jou kyk, maar wat gaan jy doen môre? Kyk, wat het jy gedoen gister? Wat jy gedoen sê vir oomdokter? Wat gaan jy doen 2 jaar? Wat het jy 2 jaar terug gedoen? Wat was jou optrede? Wat was jou geite? Want hulle kom agter, dit wat deel geraak het van jou mense, jy gaan maar daai baan aan, dat jy moet jou daai kry. Kom ek sê jou iets oor die Here. Ek gaan 'n Engelse woord gebruik. As ons kyk na die track record van God, kan jy kan geen vraag oor dit vra. Dit wat God gesê het, hy gaan doen, het hy gedoen. Maar as klomp goed wat nog gaan gebeur, maar omdat ek kan terugkyk en 'n klomp goed wat hy al gesê het, hy gaan doen, dan weet ek die goed wat nooit gebeur, die gaan gebeur, maar die ander goed het gebeur. Ja. En ek wil jou aanmoedig vandag, waar Jesaja hierdie profesie kom gee, in die hede, ons het dit al beleef, dit is al 2000 jaar ons werklikheid. Hy maak klaar, sê die ywer van die Here sal dit doen. Die Here sal dit doen. En wat jou realiteit ook al is, jou belewenis is, jou wandel saam met die Here, as dit goed is wat jy in jou hart dra, hou vas aan die realiteit, die Here sal dit doen. As hy so gesê, lig het nie teruggepraat nie. Sê, ek is nie nou reg. Die skepping het nie gesê die tydsberekening is nie op die regte tyd nie. God het gesê, dit sal gebeur, dan sal dit gebeur. En as daar sekere beloftes en dinge is in die Bybel is wat God sal doen, en gesê hy gaan doen, plek jy sê, hou vas daar, hy sal dit doen. So gaan we vanaf na getuienis lyk, dit presies kom van hom. Jesaja 46 vers 11, vers 10 in party Bybel sê die volgende, baie belangrike psalm, jy het hom al gehoor, wees stil en weet, ek is God. Nou jy die psalm gehoor as hy liedjie hoor, wees stil en weet, ek is God. Ek sal vereer word deur die nasie, verhewe wees oor die hele aarde. Partykeer moet ons net in ons realiteit sê, wees stil, Renier, hy is nog steeds God. Hy regeer.
Hy gaan gewoon 2 minute, want dit pas presies in. Ek en hy kom 'n halfpad saam oor 'n profesie wat die Here vir hom gegee, oor wanneer, hoe en waar. En hy het vandag net op haar sê eerlikheid, dis die beste tyd wat jy dit my kan kom sê, want dit pas presies in wat ek nou wil sê. So sê gewoon. Wat ek bestoor sê ek 2 keer, so ek sal doen. 2 minute. Ek gaan dit baie vinnig probeer verduidelik, so ekskuus ek stel dit so maar let op. 7 maande terug was ek hier op 'n Dinsdag aand, ek en my vrou en my dogter, my seun was op die werk. En ek het gekom vir die gebedsaand. Pastoor het omtrent hier gestaan, Willie was hier, Darryl en sy vrou was omtrent hier waar bly staan, wat kan. En ek en Jolanda, my dogter, het na Darryl hulle toe gegaan. En ek het vir Darryl gevra, ek wil alleen met hom praat, ons het verder gaan staan. My woorde aan Darryl was, ek is amper 50, as dit is wat die Here vir my het, ek stel nie meer belang. As nou iemand is vir die eerste 50 jaar van sy lewe opgevoed het, die beste ding van my eerste 50 jaar van my lewe is my vrou en my kinders. Die res is gemors. En ek sê dit, ja, wat ek al. Daarom saam my gebid, ons het gaan sit, ons wou later loop en kort ons sê pastoor iets, en ons kom sit, ja. En net ons wat uit gaan roep pastoor my hiernatoe, en hy sê vir my, wanneer verjaar jy? Onthou, ek kon nie mekaar hoor nie. En dit wat ek nou sê, gaan nie oor my of wat pastoor kan sê nie, dis nie die Here. En pastoor sê vir my, jy het vanaand hier gekom, en jy het vir die Here gesê, as dit is wat jy vir my sê, klaar. En pastoor sê vir my, die Here sê, wag tot jy, as jy 50 word, gaan goed vang. Nou dis 7 maande terug. En die wagperiode, presies waarvan pastoor praat, is die moeilikste deel. Al wat Here van jou verwag is daag net op elke dag en glo en vertrou. 'n Maand terug, ons is besig om deur 'n proses te gaan. Nou vir B om te gebeur, moet A gebeur. En A, B, C, D, alles gaan deur, maar elke stap moet gebeur. En wat die Here net oor en oor bewys, is dat maak saak wat ek in my onkunde kan sê, of in my swakheid, die verkeerde goed sê. En ek gaan na B toe, maar ek weet nie of A gaan gebeur. Die Here is weer om deur elke stap vir ons gesin, en ek weet vir ander gesinne ook, basies oop te ruk, want dit wat ek gesê het, moet daai deur toebou, wat hy nie kan oop. Glo en vertrou, die woord wat die Here vir ons gegee het, ek het ook getwyfel. Elke dag getwyfel ek, maar dan stap hy, as die Here my net terugvat, glo en vertrou net, ek het vir jou woord gegee, die Here sal dit doen. En die Here maak ook wat nooit moes oopmaak. Ek wil nooi op as die diens klaar die tyd gaan hoor oor sy storie wat die Here in 7 maande besig om te doen. En ons het al hier agter die diens, hy weer hier saam gehuil, sê Here, ons glo het gepraat, ons glo het gesê, maar dit gebeur nie, hoe nou? En nou is die Here besig om dit te doen. En ek wil klaarmaak met hierdie gedeelte. Wie van julle het al in die aand, as jy op die bed lê, jouself tot in 'n smart en al bekommer? Van julle, is gewoonlik die vrouens ook, ja? Julle doen dit gewoonlik in die dag ook. So mevrou dink so vibreer, kom maar vooraan. Maar vir ons as gelowiges, ware gelowiges, ek wil regtig hierdie vir jou in jou hart inpraat. En hier is nie met iets wat ek net kom vat nie, dit is 'n tema wat ons reg in die skrif kyk, die Here sal dit doen. As God iets sê, dan sal hy dit doen. Dit sê die Bybel nog gesê, geen mens kan sy planne keer. Jy kan dink, ek bou nou 'n skyk nie, ek gaan dit nou stop. Sterkte vir jou, jy gaan seer kry. Sê, ek gaan dit doen, ek sal dit doen. Maar as dit nie gebeur, hoe en waar en wanneer ek dink nie, dan wat moet gebeur? Wees soos Elisabeth. Wees soos Sagaria. 400 jaar gestil die Here, ek gaan getrou, ek gaan nie dien, ek gaan die pad stap. Weet nie waar, ek weet nie wanneer, ek weet nie hoe nie. Gaan dit doen. En op een dag wat Sagaria in sy beerd om die heilige van die kandelaar aan te steek, hy vlieg om kers aan te steek. Soos wat hy baie aan sy gebruik was. Hy sê hy steek die kers aan. Volgende staan Gabriël aan, hy skrik homself aan 'n bloedgroep in. En daar verander alles wat God gesê het gebeur. In 'n oomblik. Al die dinge waar jy bekommerd was,
kan in 'n oomblik weggaan. Kyk wat gebeur. Onthou, in Jesaja 9, daai een van daai profesies sê hy sê hy gaan vrede bring sonder einde. Vrede bring sonder einde. Maar daai woord in die Bybel vir vrede is die woord shalom. Nou die van julle wat saam kom vir 3 jaar sal weet presies waar hierdie woord shalom beteken die perfekte plek van rus in God se teenwoordigheid. Dis shalom. Ek kan vrede hê, dis hoekom Jesus in die middel van 'n storm kon slaap. Hy het geweet wie sy Vader is. Selfs storm, selfs boer die disippels dink hulle gaan sterf. Jesus rol sy kleed op, hy maak 'n kussing, hy slaap. Hoekom? Hy shalom nie binne hom. Hy is in God se teenwoordigheid, hy weet wie sy Vader is. En hierdie Jesaja 9 gesê en hy gaan vrede bring sonder einde. Hy gaan permanente shalom in jou lewe bring. Besef jy dat jy kan in die middel van 'n krisis ongekende vrede beleef? Jy kan te midde van vrae oorweldige vrede en rustigheid, praat nie van blasey nie, maar jy in 'n diep gesetelde shalom in jou hart dra, omdat jy weet wie God is. En omdat jy leef uit hierdie realiteit, dit wat hy gesê het hy gaan doen, sal hy doen. Ek weet nie waar nie, ek weet nie wanneer nie, ek weet nie hoe nie, maar dis okay. Dis God se plan, dis God se manier. Ek hou net vas. Ek gaan soos Elisabeth en Sagaria dag in en dag uit regop voor die Here loop en ek gaan die Here dien op die regte tyd. Op die regte tyd sal hy dit doen. En dan kom die menslike bekommernis in. Hier maak ek klaar. Dis Filippense 4. Ken dit? Vers 4 sê verbly julle, het 'n liedjie daar geskryf. Dan sê vers 6, jy het dit al gehoor. Wees oor niks besorg. Hy gebruik 'n baie sterk woord. Hy sê die woord niks. Ek wil vir jou vra, as jy nou vanmiddag by die huis kom, of jy kan as jy in die kar sit, maak jy HT oop, en dan gaan kyk jy, wat beteken die woord niks? Wat gaan dit beteken? Niks. Dit beteken niks. Nou kom Paulus hier so en hy skryf. As 'n profetiese opdrag, hy sê wees oor niks besorg nie. Maar as jy nou het jy besorging, wat doen ek? Hy sê, maar laat julle begeertes in alles. En nou gaan ons van niks na alles toe. Deur gebed en smeking met danksegging bekend word aan God. So as jy voel ek word oorweldig, want hoe gaan ek? Gaan bid, praat met die Here. Ek wil sê vers 7. As jy dit doen, en dit raak die realiteit, onthou, hy is die een wat gaan vrede bring en 'n ewige vrede. Kyk wat sê, en nou kom ons weer terug van die profesie van Jesaja 9. Kyk wat sê vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Prys die Here. Jy sien hier die realiteit is. Sê, as ek bekommerd raak, Here, ek weet nie, ek glo jy's in beheer, maar dit lyk nie so nie, ek weet nie wat nie aangaan nie. Sê nie, as jy bekommerd raak, weet jy wat gaan doen nie? Gaan bid, gaan praat met die Here. Wat sê vir hom? Sê vir hom, dankie, hy sê, gebruik danksegging, hy sê, want as jy dit doen, dan gaan die vrede van God jou deel raak. Wat alle verstand te bowe gaan, weet jy wat dit gaan, weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan vir jouself sê, hierdie maak nie sin nie. Dis wat dit sê, dit gaan my verstand te bowe. Hier's nou 'n krisis, hier's nou 'n pyn, hier's nou 'n ding. Verstand te bowe. Dan sê die volgende, nie dit gaan my verstand te bowe nie. Dit gaan jou hart, gaan vir jou vrede bring hier in jou geesmens, en dan ook kyk spesifiek aan die vrouens ook gedink, jou sinne. Jy gaan minder praat, en jou sinne bewaar. Nee, ek sê dit nou op. Jy gaan al 'n bietjie minder praat, bietjie minder babbel. Maar wat van dit en wat van dit en wat van dit en wat van dit en die vrouens gaan so aan. Maar as jy nie dispatch vrouens hoor, so nou hy net indruk. Ek is 'n weklaas Sondag, net terugkom na die original dispatches toe. Gaan jou hart en jou sinne bewaar, jou geesmens, ook wat in jou kop aangaan. Die vrede. Want ek leef uit hierdie realiteit. Die Here sal dit mos doen. Ek daar kan ek vas staan. Ek weet nie wat die president gaan doen nie, ek weet nie wat by die lokale verkiesing gaan gebeur nie, dit weet ek nie. Maar wat ek wel weet is, as die Here iets gesê het, dan sal hy dit. Want die bewys lê in die verlede, die goed wat al gebeur het, as gevolg van goed wat hy gesê het, kan ek maar na die toekoms kyk, en sê die Here sal dit ook doen. Gaan vas so na. Maar ek wil jou nooi, as daar tye is van wag, van hang, of ek is in die transiet, ek is nie nou seker nie. Laat jou sê,
Dit voel dalk vir jou soos die 400 jaar se stilte wat Israel Judea beleef. Dit voel dalk vir jou soos jou realiteit. Ek wil jou aanmoedig, wees dan soos Elisabeth en Sagaria. Wees soos hulle. En as die storie weer oop gaan, sê maar, hier's 'n man en 'n vrou wat saam die Here doen en saam die pad stap. Mag dit ons deel wees en mag dit jou realiteit ook wees in Jesus naam. Amen. Ek gaan jou vra, kom staan saam met my. Ek wil jou graag seën. Dan gaan ons steek jou hand uit na my, my hand uitsteek na jou en ons gaan mekaar met seën met die seën van die Here. En nou mag die liefde van ons Vader en die genade van sy Seun Jesus die Christus en die vrede en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat alle verstand te bowe gaan, mag dit nou jou deel wees en bly in Jesus naam. Amen. Amen. Vrede vir jou. Ek sien jou donderdag 9:00. Blessings.